Jou naam besing verlore ou fonteine en toverbeelde van oases langs die pad. Maar veral wys die torings van die myne. Jou skoonheid lê veel dieper. 'n Kruik wat goed gemaak is. En Koos is vir my een van daardie grensfigure en hy sou daarvan hou as ek vandag gesê het Koos is 'n grensfiguur. Want kyk jy na sy liedjies en na sy gedigte of sy lirieke en gedigte, dan is dit baie duidelik dat daar ook vanuit daardie tyd 'n sekere soort archetype, 'n sekere soort modelfiguur opstaan, en dit is die swerwer, dit is die troubadour, dit is die ontheemde, die ontwortelde swerwer, kinders van die wind, né? Mense wat in die stad beleef, wat die stad nie baie vrugbaar is en so meer nie, maar dit is tot jou tuiste. Hy is in 1945 gebore aan die einde van die oorlog, Koos, op Springs groot geword, hoewel hy op Rustenburg gebore is. En vir baie Suid-Afrikaners het hy iets onsterfeliks gebring in die musiek. Dit was vir baie mense vreemd om te sien dat sy gedigte dan ook, of 'n klompie van sy gedigte, opgeneem is in die Groot Verseboek, saam met die beste gedigte van Afrikaans. En ons ken hom as 'n liedjieskrywer en 'n sanger, hoewel dit iemand anders se sang nodig gehad het om sy musiek eers in die kollig te plaas, né? Sy Lorika Raag weergawe van Kinders van die Wind as deel van 'n populêre TV-reeks, ek dink jy sou dit 'n komedie-reeks kon genoem het, Phoenix en Key, het dit by die volk uitgewerk. Want op 'n manier, dit is hoekom ons nou hierdie brug probeer slaan, in die ou dae, toe Afrikaans nog baie klein was, het die digters gepubliseer in die populêre tydskrifte soos Brandwag en Huisgenoot. Toe het hulle, daai tydskrifte, hulle onttrek en hulle begin skryf oor sangers en populêre sangers en akteurs en aktrises en so meer. Okay, so kom ons begin met Kinders van die Wind. Ons ken die wysies, ons ken die begeleiding en die uitspraak en so meer van Amanda, van Lorika Raag, en ons ken ook die sang van Koos. En op 'n manier het Koos se sang iets baie intiems gehad. Hy het op heeltemal 'n ander manier appel gehad op die luisteraar as Lorika sinne. Miskien was die twee saam nodig. En baie dikwels vind jy dat 'n groot of belangrike liedskrywer, liriekskrywer, werklik iemand nodig het wat 'n ander soort vertolking gee. So Kinders van die Wind, let op die verwysings na die verlede, die romantiek, die romantiese figuur van die swerwer en 'n bietjie die melancholie, 'n bietjie die lyding van mense vir wie die hede moeilike plek is, die hede onherbergsaam is. En dit is nie vreemd dat Koos dan ook goed skryf oor 'n herbergier en sy belewing van 'n plek soos Pretoria. Ek ken 'n ou liedjie van lewenswel en wee, van lank vergane skepe in die kelders van die see. Die woorde is vergete en tog die deuntjie draal, soos vaag onthoude greepies uit 'n baie ou verhaal. Van swerwers sonder rigting, van soekers wat nooit vind, en eindelik was almal maar kinders van die wind. Gesigte, drome, name is deur die wind verwaai, en waarheen al die woorde is, sou net 'n kind kon raai. Swerwers sonder rigting, soekers wat nooit vind, en eindelik was almal maar kinders van die wind. Baie bekend is so 'n struktuur, die twee strofes in die koor, nog 'n strofe en 'n slotkoor, maar soos ek sê, in die liriek was daar duidelik iets wat meer was as die populêre musiek van destyds. En Koos is geplaas saam met die ander sangers en liedskrywers onder die musiek en liriek beweging.
daar was sulke boeke uitgegee. Ek het by 'n klomp van die opnames by die TV gaan sit namens my uitgewery van destyds Simon Rousseau. En dit was mense soos Jan de Tooy en Lorica wat ons genoem het en Amanda Strydom en klomp mense, party wat al 'n bietjie meer vergete geraak het, want dit was die vroeë jare 80. Later het daar mense gekom soos Lochner de Koppele, Pieter van Westhuizen en die luisterliedjie was iets baie besonders, 'n hele hupstoot aan Afrikaanse musiek en lirieke. As jy sien, Koos word in Grootvers ook opgeneem. Maar Koos was nie 'n luisterlied skrywer nie. Hy was veel vroeër. Kinders van die Wit is in 1967 geskryf. Hierdie luisterliedjie goed geskryf is vroeë 80. So nou as jy wil kyk, ons doen dit nie gewoonlik nie, maar ons kan dit doen want hier's min mense om ons te gaan verraai of verklik. Ons kyk gewoonlik nie veel na die persoon en die persoonlike geskiedenis van die skrywer goed in die poësie nie. Maar ek sê Koos skryf Kinders van Wit 1967. Onderhoude met hom het gevra, nou luister hy na die chansons, die Franse goed, is hy geïnspireerd deur Jacques Brel, die Belgiese goed, is dit 'n cabaret-agtige ding? Toe sê Koos sommer nee. My musiek, sê hy, is gevoed deur Bob Dylan en deur die folk, rock, sangers en hy het spesifiek twee mense genoem, Chris Christopherson en Roger Whittaker. Het hy opgetree by daai folkclubs, die Johannesburgse Desmond Lindberghse, hy was by die, wat is haar plek naam? The Galleon, het ek hom gesien in Braamfontein. Was jy 'n Bobbejansburger op daai tye? Ja, ek verwys. Kyk, ek en Koos is ewe oud, né? Is dit? Ja. 1945 gebore, op Springs groot geword. Ons het geleef deur die Ducktail tydperk, ons het geleef deur die hippie tydperk, né? Daai 1967 was 60s. Dis vergeet nie. En ek was by Wits en hy was by Wits, hy het 'n honeursgraad in Afrikaans en Nederlands. Wow. By Wits gedoen. En so die stad het hy beleef. So Koos het groot geword in baie lekker tyd soos ek in die jare 60 beleef in Johannesburg en by Wits en so meer in die journalistiek. Maar hy was 'n loner. En ek dink 'n mens besef dit is 'n eensame sanger, 'n eensame nagkantoorpersoon, 'n swerwer sonder rigting. Iemand vir wie die riviere swart is in die stad. Iemand wat die lewe beskou as 'n harde pad wat jy moet beleef. Gert, wanneer gaan jy vir ons wil begin ietsie sing? Ja, ek wil dit. Hoe lank was Koos by beeld? Oef, ek weet nie. Ek het dit miskien Oggendblad. Hy was by Oggendblad. Ja, mis. Subredakteur. Hy is assistent subredakteur oor Was in Pretoria, né? Ja, dit was Ek kan vir jou baie van die biografiese goed sê. 10 Mei 45 gebore in Rustenburg, oorlede op ouderdom 39. Hy het 'n onderwysdiploma by die Normaal Kollege Pretoria gekry. En daarna BA met hoofvak Afrikaans en Nederlands by Tuks, maar sy honneurs het hy by Wits gedoen, soos ek gesê het. Hy trou in 1969 in Morney, Du Plessis en hulle 3 kinders. Van 73 af het hulle weer in Deerda Park gebore in Centurion. In 1984 het hy op die Ou Krugersdorppad in Knoppieslaagte verongeluk. Hy was joernalis, subredakteur en nuusredakteur by onder meer Oggendblad, Vaderland, Nataller en die Transvaaler. Goed, dan wil ek miskien as Gert vir ons ietsie gaan doen. Sal baie bly wees. En dan sal ek hervat met die rigting wat die musiek nou ook vir ons gee. Ja, dit is interessant want jy het nou pas gepraat oor wanneer Koos getroud is aan Morney en dit is toevallig een van die liedjies wat ek graag wou sing vir vandag. Omdat dit nie 'n baie liedjie is wat baie gesing word of baie gepubliseer was nie. En Koos is so bekend vir diep lirieke en dat hierdie is absoluut vir my een van sy min liedjies wat absoluut net 'n liefdesliedjie is. Dis 'n vrou Morney.
anders kan daar wees as jy Morney, want jy is die thuiskoms vir my. Ek's 'n kind in die wind, jy's die ver vreugde vure, die lamp en die pad en die vierkamermure, en ek weet jy vergeet soms die nagte van soek in die reën, alleen van die hoop en jy is een. Soms as ek vergeet, pak skimmel my beeld, maar jy Morney sien skaduwees en kyk verby. Morney, uiteindelik moet ek tog bely. Morney, jy is alles binne my. Morney, jy is alles vir my. Morney, jy is alles, Morney. Dit was nou baie wonderlik, baie dankie Gerrit. Regtig vir ons op 'n ander plan geplaas, 'n ander vlak geplaas. En ek is bly Gerrit bring ook ietsie gelukkigs, né? Die liefdeslied en goed, want onderliggend aan al die lyding is daar die implikasie van 'n model wat beter is. Waar dit beter gaan, en dan skryf hy byvoorbeeld aan Pretoria, die geluk wat hy hier gevind het, die geborgenheid wat hy gevind het. So dis gedurig in daai tyd, ook in daai genres van die ontheemde, die l'étranger, Camus tipe outsider, existentiële krisis, was daar altyd die gevoel, iewers moet dit beter gaan. Ne? Iewers moet daar 'n liefde wees. En baie duidelik was daar dit daarom ook. As jy kyk na Sprokie vir 'n Stadskind, is daar die skyn van geluk en die skyn van die voltooiing van 'n soektog. En dit was met baie met die modelle, die folk, rock goed gebeur het, selfs die country goed, né? Ek dink 'n mens moet nie miskyk dat daar duidelike country klanke en invloede by Koos is nie. Ek bedoel dit is oor onder andere die mense na wie hy verwys. As die reën van stof en roet verby is en die roem verdwyn, dan sal daar in die sterrelose hemel 'n neonboog verskyn. Maar hier moet jy jou nimmer laat bind, want so lei die ou Sprokie my kind, van 'n skatkis met ou kettinge gebind aan die neonboog se punt. Volg elke nag deur swart riviere, oor kranse van beton. En as jy aanhou stap die 1000 ure, dan sal jy daar kom. En kyk maar goed, want as jy hom vind, vertel vir jou 'n sprokie my kind. As jy geluk en vreugde wil vind, soek die neonboog se punt, en volg hom elke nag deur swart riviere, en kyk nie eenmaal om, want dan vind jy die land
van blou safiere en dalk 'n brokkie son. Dalk 'n brokkie son. Die soektog het 'n eindpunt, hè. Dit kan lyk na goedkoop stedelike bling, die neonboog en al daai soort goed, die riviere is dalk swart en die betonkranse is daar in die pad en gevaarlik. Maar dalk vind jy, as jy aanhou, vind jy dalk daar die uitkoms en dis wat die taal en sy literatuur gedurig aan die strewe is om te bereik. Die hele rede hoekom mense goed doen is 'n aansporing, is 'n aanleiding. En so wanneer Afrikaans onder bedreiging is of onder aanslae is, sodat selfs sy groot opstandelinge, sy groot swerwers, sy groot eensames vertrap word en hulle werke nie voorgeskryf word nie en hulle departemente gesluit word en so meer. Te meer is daar dan die gevoel, daar is 'n rede om die suiwere, die beste in die literatuur te kry, in die musiek te kry, in die sang. En dit is lank gelede hoekom ons begin het met digsange, sodat die lirieke, en Mimi Koortse was baie groot rol gespeel daarin, om lirieke, toonsetting en die poësie aan die volk te bring, op groot skaal. Koos het baie agting gehad vir die musiek en liriek bewegings. Hy het baie graag geluister daarna. Hy het homself vereenselwig met baie daarvan, met die hele dinamiek van musiek en liriek. Maar hy het in 'n stadium gesê, man, eintlik moet alle musiek so wees dat jy na haar kan luister. Dit is eintlik 'n onding as jy musiek nie kan luister nie. So elke lied wat ek skryf, wil 'n luisterliedjie wees. Ek soek 'n gehoor, ek soek mense om te bereik, en jy wil tog meer as 'n gemeenplaas lewer. Nie waar nie? Dit is waar die literatuur bykom. Dit is 'n aanhaling van Ambikotse, dat ons van die poësie verwag om ten minste meer as 'n gemeenplaas te lewer. En Kannemeyer praat van die belangrike goed wat bereik word wanneer daar 'n gedig soos die Dans van die Reën spesifiek ontstaan, en dit is baie duidelik dat Koos gemeen het sy musiek laat belangrike goed gebeur in die sang, in die taal en in die gemoed van die mense wat ek moet hoor. So dit was 'n lekker tong in die kies uitspraak van hom. Elke lied moet 'n luisterlied wees. Dankie tog, hy lewe nie meer om na sommige van die liedjies te luister. Ek dink hy sou baie geseker het van die lag. Hy sê gesê iemand maak 'n bestaan daaruit. Hulle weet net nie hoe vinnig jag hulle by die venster by die winkel uit. As hulle daai goed vir die personeel so hard speel, dan vlug die klandisie. En ek dink ons sien die modes kom en gaan. Ek het 'n tyd lank klasse gegee vir digters by 'n technikon, en dit was in die hoë tyd van hip-hop, en die studente het geglo hierdie mode sal nooit vergaan nie. Toe sê ek, jong, ek het al 'n hele paar modes met baie passie sien ontstaan en verdwyn. Baie vinnig verdwyn, né? Kinders van die wind, die goed. Maar die kinders het amper begin chunk, huil, omdat ek durf sê het, maar dit sal nie altyd hierdie mode wees nie. Dis soos die Rolling Stones gesing het, nee, I sit and watch the children play, doing things we used to do, they think are new, wat hulle dink is nuut. So, ek dink, hierdie wyse oog van Koos, die beskrywer van die stad en die stadsmense en die drenkelinge in die lewe miskien, ek dink hy sê dit met 'n droë humor beskou het. En as hy gehoor het wat vandag alles het ek neergeskryf, in die soort bywoner Afrikaans gebeur, sou hy waarskynlik met 'n droewigheid gelag het. Maar wat kan jy verwag? Hè? Aan die ander kant is daar die baie sterk moontlikheid wat al genoem is, dat die gemeensaamheid altyd by jou gaan wees. Dat die gemeensaamheid altyd in die meerderheid gaan wees. En dat dit oorbly, dat die taak dan lê by die paar mense. Die Koos du Plessis nie, Boerneefs en sulke mense, die Beyers Nodees en die Johan Heinse en sulke mense, en wie is die ou wat geteer en veer is by Nisa, Floors van Jaarsveld, ja, by sulke enkelinge,
om die vaandel verder te dra. As jy nou gaan lees oor die dertigers, né, dan was hulle beskou as die groot opstandelinge, vooraan was van Wyk Louw. Nou lees ek oor 'n ding van Yeats, dis 'n boek wat ek vir Erna wil gee. Waar Yeats gesê het, man, dit is ons plig om van die hoofstroom weg te kom, of om te lei, vooruit te gaan. Nou, Koos het sy musiek gemaak, en hier in 1975 het hy vir sy vriend Karl Teunissen 'n kasetopname gegee, en die het dit vir Nick Taylor gegee, bekende folksanger van Incline House. Daar het 'n vriendskap begin, en daar het Koos openbaarmaking aan die publiek gebeur. Want ons weet hoe is die journalistiek ook, baie dikwels speel hulle veilig. Hulle sal dieselfde soort ding keur en publiseer, opneem en versprei, en as daar iets nuuts is, dan is dit baie moeilik vir daai mense. Ons weet die 30ers het daarmee gesukkel, die 60ers het daarmee gesukkel. Vandag nog, as jou verse of jou ander publikasies nie volgens die resep is nie, dan is dit baie moeilik om soos wat Koos dit bereik het, om in die openbaar opgeneem te word. Maar die liedjies is toe gesing deur Lorika Raag, sprokie, skielik is jy vry, die somer is verby. En binne 'n week nadat sy die 7 solos, onthou ons nog die term? 7 solos, ek onthou dit nie meer nie, 7 single, Kinders van die Wind, het sy vrygestel. Toe moes dit 2 maal herdruk word. Skielik het die mense gehoor, hier is iets wat baie besonders en baie anders is. En 7 weke later het sy en Koos goue plate vir verkope van oor die 25.000 kopieë van hierdie album ontvang. Ek lees dan solank Swerwers, en dit is 'n konfrontasie op 'n manier, maar 'n baie vriendelike, rustige, ek sou graag die woord beleë wil gebruik, want ek dink dit is een van die beskrywings wat mense kon gee van Koos Du Plessis se werk, dis beleë. Daar is 'n wysheid en daar is 'n insig en 'n droë humor. Jy wat jou op die wysheid roem, wie sou jy die swerwer noem? Die een wat sonder afskeid ry, of sy wat eensaam agterbly, of wie? Wie sou die ware swerwer wees? Die een wat reis, die een wat lees, die enkeling op sy slentergang, of elkeen wat na iets verlang, of wie? Wie sou die ware swerwer wees? Die een te voet, die een in gees, die een wat deur die ver land stryk, of hy wat deur die rookmis kyk, of wie? Jy wat jou op die wysheid roem, wie sou jy die swerwer noem? Die een met tas en reisbiljet, of elkeen wat nog drome het, of wie? Besef jy, Koos is ook gevoed deur Joernaal van Jorik, die Opperman soort goed. Jy hoef hom nie in 'n lugleegte te plaas nie. Jy kan hom sien as 60s, as Johannesburg, as journalistiek, as Afrikaanse Nederlands, as iemand wat dus die Afrikaanse literatuur geken het, die poësie geken het. Maar die wonderlike ding is dat hy toe die brug gespan het en 'n hele publiek voorgestel het aan die soort ding wat in sy musiek verskyn, sy musiek gebeur. Ja, ek dink as skerp vir ons nog 'n dingetjie gaan doen. Maar dit is eintlik wonderlik hoe dinge kan saamwerk. Ek meen, vir Lorika Raag se loopbaan was Kinders van die Wind absoluut die lanceer poging geweest. Maar as sy dalk nie Kinders van die Wind so besonder mooi gesing het soos wat sy gedoen het nie, was Koos se musiek ook dalk nou nie vandag was. Ja. En ek bedoel selfs die program en selfs die spelers in die program, Felix en Kie. Alles het gelig. Dit is wat hulle sê, die gety kom in en dan styg al die bote in die hawe. Ja, en dit was vars en nuut in Suid-Afrika televisie op daai stadium. So hele volk het gekyk. Ja. En ek dink nie die mense, die publiek was reg vir Koos se stem en praterigheid. Terwyl Lorika al was hy nuut en vars, hulle was reg daarvoor gewees vir 'n kwaliteit ander tipe. Baie kritiek op Koos se eie sang. Baie mense het gesê nee, daai stem sal nie werk nie. Maar Lorika en daai program het dit baie vir Leonard Cohen. 'n mens soek net weer die energie, weer die dinamiese van Afrikaans daar. En dis wat ons probeer doen. Ja, baie dankie. Die kolle gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop.
'n ysige wind skroei my hande, vas om die beker net op. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre hier, drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, het vreet my stukste kop. Het vreet my stukste kop. Daar's te veel met die wêreld gevoeder, daar's te veel met die mense gemors. En ek drink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre hier, drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, en ek voel die vuur, het vreet my stukste kop. Het vreet my stukste kop. En die helde na al die gebloede, die diep in die aardse kors. En ek drink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre hier, drink ek teen die vuur in my kop. Ek voel die koue, ek voel die vuur, het vreet my stukste kop. Het vreet my stukste kop. Met 'n koue hart tot die môre hier, drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, en ek voel die vuur, het vreet my stukste kop. Het vreet my stukste kop. Het vreet my stukste kop. Die banale geskiedenis 1979 het Koos sy eerste album vrygestel met die naam Skadu's teen die muur. En Nick Taylor, wat ons genoem het, was die produksieleier. En daar is 'n hele paar onbekende items. In daai tyd het jy volgens die sangers partykeer 2 goeie liedjies op 'n ding gesit. En die hele langspeelplaat is vol B-side, second side, also ran wannabes. Was dit die era van daai slegte Duitse goed wat so swak vertaal is in Afrikaans? Ja, ook. En 'n klomp bekende Afrikaanse sangers het dit gedoen met verskriklike slegte uitspraak. So dis asof die populêre smaak maar gedurig af wil sleep, en dan kom daar skielik wonderlike goed, soos Koos Du Plessis, soos PG Du Plessis se dramas, né? Het soos Sinner in die Suburbs, waar die mense dan deur onder andere die boersheid geroer word, maar hulle besef, dis nie net comedy. Dis werklik iets wat jy as belangrik kan beskou, iets wat gaan oor werklike gevoelens, nie sentimentaliteit of iets van die aard nie. Daar's 'n geweldige mark vir Afrikaanse romanses. En dit is goed wat deur verbruik word, maar dan skielik sal dieselfde mense besef, maar hier by Koos, veral soos Gert dit nou gesing het, en daar by PG Du Plessis, en 'n klompie ander goed, Daleen Matthee en so meer, het jy iets populêrs wat dan nader kom, wat nader wel aan die groot skat van ons literatuur. Dit word genomineer as Afrikaanse langspeler van die jaar, die Skadu's teen die muur, en hy kry toekennings van die liedjies. Kinders van die Wind is liedjie van die jaar, en hy kry Sari, en dan skryf hy die liriek vir die kenwysie van die televisieprogram Jopie Adam. So nou word hy 'n bedryfsfiguur, né? Ons onthou is nog vir almal vir Jopie Adam. En sy leer. En dit is die neem my saam. Ek gooi hierdie goed uit om te kyk hoe affekteer dit die mense wat onthou. Dit was haar tweede album, As Almal Ver Is, en toe 2 bundels van sy lirieke wat gepubliseer, nou het die journalistiek, nou die uitgewerye begin besef, maar hier's 'n produk
wat ons kan bemaak. En in 82 stel hy sy derde langspeelplaat Herbergier vry. Dit word baie goed ontvang, maar hulle het gedink dis nog minder kommersieel. Dit was die groot vraag, is dit kommersieel genoeg? Baie mense gesê Herbergier is selfs nog minder kommersieel as Skadu's teen die muur en as Almal ver is. Ek wil die lirieke lees van Herbergier. Is nog iemand wat sou gekom het? As jy wil vlug van alles, profete, dromers, malles, my deur word nooit gesluit, maar hou die hele wêreld uit. En praat maar, niemand hoor nie. Ek dra geen woord ooit oor nie. Ek luister wat jy sê, maar my hart bly alles lê. Die nag is net toe deure gegrendel gesluit, en hoop klop soveel kere, maar die stilte hou hom uit. Ek weet, as jy wil huil, ek steur nie. Daar's geen oor teen 'n deur nie. Geniet net wat ek het. Ek het die tyd by my huis belet. Absoluut, daai tydloosheid, die herbergsaamheid, dis nou Herbergier, né? Ek gee vir jou onderdak, gee vir jou 'n plek waar jy kan begin. Toe in 83 het hy begin aan 'n 4de langspeelplaat, die snitte daarvoor. In Augustus 83 kry hy van die ATKV 'n erkenning, 'n oorkonde, vir sy bydrae tot die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur. En dit is hoekom ons dit ook hier kan noem, want vir Afrikaans was dit 'n baie belangrike ding. En vir enige taal in die wêreld is dit absoluut noodsaaklik dat sy kwaliteitsengines, die uitgewerye, die biblioteke, die kansel, die radiostasies, die TV-programme en so meer, iets doen wat die aansien van daai taal by sy gebruikers en by ander mense in die wêreld gaan lig. Dit is 'n onteenseglike ding, maar as jy begin vra, wat word gedoen daarvoor? Is dit so vergeefs as om te vra, wat word gedoen om 'n nasie te bou? En as iemand dit nie gaan doen nie, wat gaan gebeur? By RAU, waar ek my D gekry het hulle 'n klompie jare daarna, vir al die nuwe studente in die groot vierkant, gesê, okay, die wat in Afrikaans onderrig wil word, bly hier agter in die groot vierkant, en die wat in Engels onderrig wil word, gaan na die lesingssaal 101. En toe bly daar 'n handjievol mense oor wat in Afrikaans onderrig wil word. En dit is 'n werklikheid, né? Baie mense wil in Engels onderrig word, sodat hulle in die buiteland kan gaan werk, en so meer, en Afrikaans word weggekalwer, en word nie 'n gebruikstaal op baie van die vlakke wat het moes gewees het nie. Die ATKV het daarom, soos ek sê, 'n huldeblyk vir Koos gegee. In 85 het om jou verlaaste groet 'n klomp gedigte verskyn. Daar's baie goeie gedigte daarin wat Fanny Olivier saamgestel het. In 87 kom daar 'n huldeblyk aan Koos Du Plessis, opgeneem deur Nick Taylor, Lucas Marie, Janie de Tooy en Koenie de Villiers. So dis ook van die musiek en liriek kollegas erkenning vir Koos. En na 1995 verskyn daar 'n tweede versameling nagelate gedigte met die titel Skink nog 'n uur in my glas, nagelate gedigte. Daar was 'n kort Kersfeesliedjie, Somerkersfees, wat Koos spesiaal geskryf het vir kinders in die sneeulose suidelike halfrond. En dis uitgebrei deur Janie de Tooy, opgeneem in die NG Kerk se nuwe sangbundel onder die titel Welkom, o stille nag van vrede. Ken ons dit? Ja. Okay. Koos is nou al soveel jare gelede dood. Maar sy musiek gaan nie weg nie. As jy aanklank sien wat daar is onder baie jong mense, die oomblik wat jy van Koos Du Plessis se musiek iets speel, en van ander mense wat gehelp is deur Mimi om te weet van Boerneef vertalings, Boerneef toonsettings, die Louis van Rensburg, ons het daarmee begin hierdie jaar, met Vossaar, en as jy sou kyk na Gert Vloknel, nou praat ons van populêre goed, wat deur baie mense op prys gestel word, maar wat die moeite werd is, wat daar die elemente het van iets boeiends, van iets interessants, iets dynamisch. Van Wyklou se groot maatstaf vir die poësie was, dit moet onmiddellik wees, dit moet treffend wees, dit moet aangrypend wees. Die paar woorde uit Symposium, ons sou nog kon brabbel,
goed filosofeer oor dit wat nog kom of dit wat reeds was. Maar een kwyn van woorde, die ander word meer. Dus swyg ek en skink nog 'n uur in my glas. En daai uurglas is wat jou lewe ook se verloop afmeet, nie waar nie, aftel. En Kinders van die Wind en ander lirieke met wysies en akkoorde van 81 sê nie dat sy goed gedigte is nie, maar ons besef daar's 'n hele paar wat wel gekies word as gedigte. En miskien is dit by elke digter in my ondervinding in die afgelope paar jaar, soos 60, wat 'n mens vind, né? Daar is 'n paar van die mense se gedigte wat werklik uitstyg, wat werklik moeite werd is. Die beland miskien in 'n verseboek. Maar Koos het losgestaan van bewegings. Hy was nie 'n groepie nie. Hy sê ouers vir die manne van die tydperk en so trots op hierdie mode en so meer. Hy sê ek sal eerder tokkel en skryf en speel as om na ander mense se musiek te sit en luister. Dit is vir my belangriker en vrugbaarder om op my eie te sit en tokkel en speel en skryf. En ek dink die musiek het so 'n werklikheid geword dat jy dit nie kan beskryf met al die soortlikheid en met al die wortels en al die beskrywings en al die biografie nie. Dit het gedoen wat kunswerke doen en dit kry 'n eie bestaan. Daar's baie mense van wie ons niks weet nie. Ek lees gisterand van Wopko Jensma, 2 ure lange voorlesing. Mense weet nie eintlik meer wie was Wopko Jensma nie, die Afrikaanse en Engelse digter in die struggle. En hulle weet nie waarna toe het hy verdwyn nie. Hy is net weg. Maar die kunswerke bestaan net so sterk. Jy hoef nie iets te weet van Corelli of Vivaldi of van Wyk Lou of wat ook al. En baie van die mense het in elk geval baie ons mense, ek was 22 jaar oud begin het Oggendblad as jong joernalis. Hy was toe assistent subredakteur gewees by Oggendblad. Koos was 'n totale introwert gewees en hy wou nie voor mense opspeel. Ek kon sien die aandag hy moet gaan optree hierdie bedags, dan raak hy weg, dan begin hy, dis was sy drankprobleem gekom het. Om die moed te skep om voor mense op te tree. Such courage. En daai hele ding, die druk om die openbare figuur, dis nie wat hy wil wees nie. Maar dit is sy dood veroorsaak ook eintlik. Want hy het 'n ernstige drankprobleem gehad later in sy lewe. Maar hy is 'n karakter gewees in elk geval. En as ek onthou goed, hy was hy assistent minister-redakteur daai tyd by die groot vloede in Pretoria, toe die hele Joos Becker Caravanpark weggespoel het. Toe hy het 'n paar drankies nog gehad die middag, en wel die mense, en dis die aand gewees. Dan sê hulle nee, maar die plek is weggespoel en so, en dan sê vir die vrou, moenie worry nie mevrou, ons persskuite is op pad. Dit is so voorspel. En as hy so pittig geraak en het jy geweet, dus dan dat hy 'n bietjie gekuier. En as die aand, die koerant het gesak, so 12 uur met hy sak. Dan is hy, soos Piet so Koos gesê het, dan tot aan die gieterbrandewyn uitgehaal. Dan is daar gekuier. En dan het hy gesê, nee, ek wil nou begin spookstories vertel. Dan sit hulle al die ligte af en die nagkantoor is vol kersse gesit. Dan begin hy stories vertel. En dan vra hy altyd, het iemand snare? Dus hy verwys na sy gitaar. En dan haal iemand die gitaar, dan begin hy sing. Dit was 75, toe sy 3 dogtertjies klein was. Vir 'n groepie van hoeveel dan? So 10, 15 mense? Ja, dis alles wat vir die... En daar was hy homself seker. Dan laatskool. Dit is in sy element geweest daar tussen ons, sy kollegas en so. En dan het hy die liedjies gesing wat Kinders van die Wind wat in 79 bekend geraak is. Die liedjies wat hy vir Morney geskryf het, die liedjies wat hy gesê elke dogtertjie wat gebore was, het hy 'n liedjie geskryf vir haar in elk geval. Dis al daai tyd niemand het geweet daarvan nie. Ek het die eerste keer gehoor, ek was toe by die Burger gewees in 79. Toe die eerste keer gehoor toe Phoenix en Key gaan kyk. Op televisie kom toe hoor ons Kinders van die Wind en vandaag toe ek teruggekom, toe ek Vaderland toe. Toen Koos toe vryskut gewerk, ek maar swaar gekry is. In die oggend, ek was die redakteur van Vaderland, die oggend vroeg, toe daar een van ons kollegas, ek weet nie wat sy naam is, hy is sportredakteur geweest, hy het Voetap se sportploeg altyd geskryf in Vaderland. Toe kom hy en ek het 4 uur oggend gewerk, ek kom so 6, 7 en hy stap so by die nuuskantoor, ek weet met bladsy 1, en hy sê vir my, Koos Doep is dood. Die eerste woorde is.
En dit was ons almal geskok en hy was sy Afrikaans was so goed geweest, die uitspraak, die manier wat Afrikaans, hy het altyd Afrikaans gebruik. Toe ek vergeet nie, eendag toe was daar verskriklike ongeluk geweest, toe moet hy die plakkaat skryf vir die koerant. En ons altyd geëis as hy begin met so smile op sy gesig kry. Toe gee die ding my so, dus daarna so gruisame ongeluk, pragtige foto's. Dit is sy typiese donker humor wat hy gehad het, maar hy was so witty, so skerp geweest moet die goed het uitkom en so. En hy was geliefd geweest en almal het hom geken. Men as jy in die oggend as hy ingeskap kom en hy moet 10 uur begin werk vir die dagskof. En hy kom hier sy 11 uur se kant en dan het hy so 'n koud botteltjie in die hand, weet jy, uit die aand gekuier. As hy so rukkie daar rondloop en almal moeilikheid soek en hy sien almal terg en te kere gaan, dan sy verskriklik snaaks. En dan 12 uur se kant is hy weg, dan raak hy weg. Dan toe my huis toe gegaan, dan weet hy nie, hy gaan nie verder kan werk nie. Wat is ons geken het, maar onthou het altyd. Dis 'n waardevolle toevoeging. Baie dankie. As niemand van jou hoor, as niemand van jou weet nie, kan jy tog niks verloor nie. Kan niemand jou vergeet nie.